Welkom graad 9 by hierdie finansiesles. Ons is besig nou met debiteure en in hierdie les gaan ons bietjie kyk na die terminologie van debiteure, wat beteken die woord debiteure en hoe debiteure ons finansiële kant van ons besigheid beïnvloed. En saam met dit gaan ons kyk na die rekenkundige vergelyking wat debiteure insluit. Wanneer ons kyk na debiteure, dan kan ons die volgende sien. Debiteure het te doen met kredietverkope. Kredietverkope is voorraad of goedere wat op rekening gekoop word. Dit word op krediet gekoop. Kliënte koop goedere, neem dit huis toe en betaal eers later vir dit wat hulle gekoop het. So dan noem ons hulle 'n besigheid se debiteure. Hulle het nog nie die goedere wat hulle aangekoop het betaal nie en hulle val dan onder die groep debiteure. Maar ook julle baie belangrik onthou, daar's 'n verskil tussen kredietverkope en kredietaankope. Debiteure het te doen met kredietverkope. Ons gaan later kyk na kredietaankope. Tans kyk ons net eers na kredietverkope. En soos ons nou geleer het, dit is wanneer kliënte goedere op skuld koop, hulle het nog nie daarvoor betaal nie, hulle betaal eers later daarvoor. Dan kan ons ook sien, die definisie van kredietverkope is die verkoop van goedere aan debiteure op krediet. So dit is 'n korter definisie van kredietverkope. Dis wanneer goedere op krediet verkoop word en dit word aan debiteure verkoop. Debiteure in sy definisie is persone wat aan 'n besigheid geld skuld omdat hulle voorraad of goedere op krediet gekoop het. Nou voorraad se ander naam is goedere. Onthou voorraad is wat 'n besigheid in sy besigheid het en hy verkoop dit. Dis ook goedere wat hy verkoop. So debiteure koop dan op skuld en hulle koop dit op krediet. Debiteure afslag is afslag wat 'n debiteur op hulle rekening ontvang omrede hulle goedere teruggestuur het of dit te veel vir goedere betaal het. So argumentsonthaalwe, daar is goedere nou by 'n debiteur afgelewer en van die goedere is stikkend tydens transportasie en dan word dit teruggestuur. Dan moet ons vir hulle 'n krediet gee. Ook hulle argumentsonthaalwe het nou by die til gekom, hulle het betaal en hulle is te veel ge-invoice, hulle is te veel gefaktuur en dan gee ons vir hulle ook afslag. Dan kom dit ook in die debiteure afslag. Die debiteure joernaal is die joernaal waarin kredietverkope opgeteken word. So al die kredietverkope, alle voorraad wat op krediet verkoop word, dit beteken die kliënte het nog nie betaal daarvoor nie, word in 'n debiteure joernaal aangeteken. Onthou julle, wanneer goedere vir kontant verkoop word, hulle betaal dadelik daarvoor, dan kom dit in die kontant ontvangste joernaal. Dit beteken ons het die gelde ontvang. Debiteure joernaal sê vir die besigheid dat daai gelde, al het jy die goedere verkoop, al is dit van jou voorraad af, jy het nie meer daai voorraad nie, maar jy het nog nie die fondse vir dit ontvang nie. Daarom kom dit in die debiteure joernaal. Dan julle brondokumente wat gebruik word, is die kredietfaktuur, dis goedere wat op krediet aangekoop is en jy gebruik die kredietfaktuur in jou debiteure joernaal. So wanneer jy dit aanteken, word dit met 'n kredietfaktuur, as jy sien 'n kredietfaktuur, dan weet jy dit gaan in jou debiteure joernaal kom. Maar so ook 'n kredietnota dis goedere wat teruggestuur of afslag op goedere of te veel betaal vir aankope. So dis goedere teruggestuur of afslag op goedere of te veel betaal vir aankope. 'n kredietnota word weer in jou debiteure afslagjoernaal aangeteken. So daar's 'n verskil. Ons het 'n debiteure joernaal, daarin word die krediet aankope, dit wat 'n kliënt aangekoop het, daar word dit aangeteken om te wys dat hierdie gelde moet ons nog inkry. Maar so kry ons ook kredietnota en 'n kredietnota word in die debiteure afslagjoernaal aangeteken. So dan weet ons hierdie gelde is wanneer ons afslag gegee het of goedere wat teruggekom het en ons debitjoernaal wys weer vir ons hierdie is goedere wat aangekoop is, so dis geld wat nog gaan inkom. Nou gaan ons bietjie kyk hoe 'n transaksie van 'n debiteur werk. Die eerste ding wat ons moet kyk is hoe kredietverkope in die rekenkundige kringloop loop. So ons kry die kredietverkooptransaksie, die kliënt kom en hy het nou goedere aangekoop en dis op krediet aangekoop. Daarna gaan ons en ons reik vir hom 'n
faktuur. Hy ontvang 'n kredietfaktuur. Daardie kredietfaktuur word dan daagliks in jou debiteure joernaal aangeteken en van die debiteure joernaal word dit oorgeboek na jou debiteure en algemene grootboek. So van die debiteure joernaal word dit daagliks ook oorgeboek na jou debiteure grootboek toe en dan aan die einde van die maand word dit oorgeboek na jou algemene grootboek. Maar nou wanneer debiteure afslag kry, hoe beïnvloed dit my rekenkundige vergelyking of my rekenkundige kringloop? Kom ons kyk bietjie. Daar word goedere teruggestuur of 'n verkeerde bedrag is op die faktuur ge-invoice of die kliënt is dan nou verkeerd gefaktuur, dan hy kry 'n kredietnota. Goed, so wanneer dit afslag is of goedere word teruggestuur of 'n verkeerde bedrag is op die faktuur aangeteken, daar is te veel goedere op die faktuur, dan word daar 'n kredietnota uitgereik. Daardie kredietnota word gevat en hy word daagliks in jou debiteure afslagjoernaal aangeteken. Dan van jou debiteure afslagjoernaal word dit dan oorgeboek na jou debiteure grootboek toe en dan aan die einde van die maand word daardie dan nou oorgeboek na jou algemene grootboek toe. En jy kan nog onthou dat jou algemene grootboek op die ou end word oorgeboek na 'n proefbalans toe en dan gaan ons verder soos na inkomstestaat en jou balansstaat. So dis baie belangrik dat jy die rekenkundige kringloop verstaan, dat jy die eerste transaksie wat plaasvind, daardie transaksie wat plaasvind, kry jy 'n brondokument. Daardie brondokument word dan in joernale aangeteken. Daardie joernale word dan oorgeboek na 'n grootboek toe. Dit is baie belangrik dat jy hierdie ook verstaan. Kom ons kyk nou hoe ons hierdie transaksie in die rekenkundige vergelyking gaan opteken. Eerste gaan ons kyk na ons kolomme. Ons het bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. Ons moet bepaal watter een word gedebiteer en watter rekening word gekrediteer. So ook moet ons 'n rede kan gee hoekom ons sê daardie rekening word gedebiteer en hoekom ons sê daardie rekening word gekrediteer. Ons gaan nou 'n bietjie kyk om vrae te vra wat ons gaan help op die ou end om dit op die rekenkundige vergelyking te kan invul. Eerste gaan ons kyk na verkope, Watter twee rekeninge word beïnvloed as ons kyk na kredietverkope van 4500? Ons kyk eers na daai gedeelte. So ons kyk eers na kredietverkope van 4500 en ons sê die twee rekeninge wat beïnvloed word, is debiteure kontrole en verkope. Hoekom? Want dis kredietverkope. So dit beteken dis 'n debiteur wat my nou die geld skuld. So dit gaan my debiteure kontrole wees, want dis waar ek my debiteure hanteer en ook sien hoeveel debiteure my skuld. Maar so het ons ook te doen gehad met verkope, want ek het verkope vir die maand gehad. Maak nie saak of dit kredietverkope was nie. Ek het verkope van 4500 op hierdie dag gehad. Dan moet ons ook bepaal wat se rekening dit is. So debiteure kontrole is 'n bate en verkope is 'n eienaarsbelang. Hy beïnvloed my eienaar. Goed. Nou, debiteure kontrole is 'n bate. Hoekom? Want daardie geld gaan ek nog inkry. So daarom is hy 'n bate. Maar so ook verkope is 'n eienaarsbelang, dis 'n inkomste en op die ou end het ons daardie geld nou ontvang. Vermeerder of verminder die rekening? Die debiteure kontrole vermeerder. Hoekom? Want my debiteure skuld my nou meer. Ek het 'n nuwe debiteur nou bygekry, hy skuld my nou meer. Maar my verkope het ook meer geword. Ek het nou geld ingekry met verkope. Met hoeveel? Ons het debiteure kontrole verhoog met 4500 en verkope verhoog met 4500. Nou, want my debiteure skuld my nou meer 4500, so ek moet dit bytel. En my verkope, ek het meer verkope nou gehad as 'n inkomste en dit het ook vermeerder met 4500. Nou vra hulle my, watter rekening word gekrediteer en watter rekening word gedebiteer? As ons hierso kyk, debiteure kontrole word gedebiteer. Hoekom? Want my bates word meer aan die debietkant en my bates word minder aan die kredietkant. My bates het nou meer geword, my debiteure is 'n bate wat meer geword het, so hy word gedebiteer. Maar my verkope is 'n inkomste en my inkomstes word meer aan die kredietkant. Goed, al is dit onder eienaarsbelang, maar ons moet weet, my inkomste word meer aan die kredietkant. Nou, as ons hom nou rekenkundig op die rekenkundige vergelyking gaan aanteken, dan gaan dit as volg lyk.
Julle sien hier in die eerste kolom het ek plus 4500. Hoekom? Want my debiteerde kontrole is 'n bate en dit het meer geword, so ek teken dit hierso aan. Maar nou, my eienaarsbelang wat die verkope is, want my inkomste het meer geword, word dan nou onder eienaarsbelang geskryf en dit word ook met 'n plus. Hoekom? Want dit het meer geword. Nou gaan julle sien hierso onder my rekening wat gedebiteer word, het ek debiteerde kontrole geskryf. Hoekom? Want dis die rekening wat ek gedebiteer het, sien julle? En my rede daarvoor is debiteerde kontrole vermeerder. Maar nou onder my rekening wat gekrediteer het julle, is verkope. Hoekom? Want verkope is 'n inkomste, dis my rede. Verkope is 'n inkomste, soos ek weet, dis hoekom hy nou meer geword het. Nou gaan ons kyk na die tweede gedeelte. En die tweede gedeelte is my kosprys. Dis hierdie. Ons gaan nou kyk hoe hy my rekenkundige vergelyking. Altyd julle wanneer daar verkope is, het jy te doen met die verkoopsprys en jy te doen met die kosprys en hulle word verskillend aangeteken. So die volgende ene wat ons nou gaan doen is handelsvoorraad. Nou handelsvoorraad is my voorraad en ek het voorraad aangekoop en daarom het ek te doen met 'n kosprys. Wat is my twee rekeninge julle wat dan nou dit beïnvloed? Die eerste een is handelsvoorraad wat ek aangekoop het, so ek het voorraad aangekoop, maar ek het ook die koste van verkoop. So onthou, ek het voorraad verkoop nou, maar daardie voorraad het 'n kosprys gehad. So maak nie saak of my verkoopsprys nou 4500, dit het oorspronklik my R3000 gekos. So my handelsvoorraad het ek oorspronklik aangekoop vir R3000, maar ek het dit gaan verkoop, so ek het 'n verkope gehad van 4500. So altyd wanneer jy doen met verkope, is daar altyd 4 rekeninge wat jy mee te doen het. So jy het jou verkope en jou debiteure of jou bank, in hierdie geval debiteure, en dan het jy jou handelsvoorraad, want dis die voorraad waarmee jy handel dryf, en dan het jy die koste wat dit gekos het toe jy dit aangekoop het. Goed, nou vra ons watter rekening word gedebiteer en watter rekening word gekrediteer. My handelsvoorraad is 'n bate, want dis 'n voorraad, ek kan dit verkoop vir geld. En koste van verkope julle is basically 'n uitgawe. Hoekom? Want dis wat dit my gekos het om daardie voorraad aan te koop. Goed, nou vra ons watter een vermeerder en watter een of hulle vermeerder en of hulle verminder. Handelsvoorraad verminder. Hoekom? Want ons het voorraad gaan nou uit die besigheid uit. So my voorraad in my besigheid word nou minder en die koste wat ek aangegaan het om daardie voorraad te koop is ook nou minder. Met hoeveel? R3000. So hoeveel het daardie voorraad my oorspronklik gekos? Dit het my R3000 gekos. So toe ek dit nou verkoop het vir 4500, die R3000 is wat ek moet wys, is die kosprys van daardie transaksie. Dit het my R3000 gekos om daardie verkoopstransaksie van 4500 moontlik te maak. Nou vra ons watter rekening word gekrediteer en watter rekening word gedebiteer. Handelsvoorraad word gekrediteer. Hoekom? Dit is 'n bate julle. En wanneer 'n bate minder word, dan word hy aan my kredietkant geskryf. Maar so ook, koste van verkope is 'n uitgawe. En wanneer my koste van verkope is ook my beïnvloed my eienaarsbelang, so hy maak my eienaarsbelang dan nou minder. Goed, so daarom word hy gedebiteer. Wanneer ons hom nou gaan aanteken in die rekenkundige vergelyking, gaan julle sien, onder bates het ek R3000 minus R3000 na, en onder eienaarsbelang het ek minus R3000. Dit is, debiteer is koste van verkope. Hoekom? Want dit is 'n uitgawe. En dan handelsvoorraad word gekrediteer. Hoekom? Want my handelsvoorraad het minder geword. Julle sal sien as ons hierdie ook nou gaan vat. Ons vat 4500 minus 3000. Dan kom ons op 'n bedrag van 1500. Daardie 1500 julle noem ons my wins. So in hierdie verkoopstransaksie het die maatskappy of die besigheid 1500 wins gemaak. En wat is dit wat 'n besigheid wil hê? 'n Besigheid wil tog wins maak. Hulle wil tog op die ou end geld maak. Hulle wil tog hulle besigheid laat groei. En julle, hoe bereken ons daardie wins? Wat het ek nou gedoen? Ek het letterlik gegaan en ek het gesê my verkoopsprys
minus my kosprys en dit gee vir my 1500 presies soos wat ek hier uitgewerk het. Sal julle sien, hierdie is my verkoopsprys, hierdie is my kosprys en wat het ek gedoen? Ek het hulle die kosprys van die verkoopsprys afgetrek en op die ou end 1500 gekry. Ons het sopas gekyk na 'n voorbeeld van die rekenkundige vergelyking met debiteure. Nou gaan ons 'n paar transaksies doen. So kom ons kyk gou-gou na ons eerste transaksie. En ook baie belangrik vir ons transaksies is dat die winsopslag is 50%. So kyk hierso, ons werk met 'n winsopslag van 50%. So as ons nou kyk na die eerste enetjie, dan lees ons: verkoop goedere aan S. Pieterse op krediet vir R750. Kosprys sal julle sien is hierso 'n vraagteken. So dit beteken ons moet dit gaan uitwerk volgens verkoopfaktuur 01. Hier langs die kant het ek die twee formules vir julle neergesit wat julle ook moet leer. Verkoopsprys is gelyk aan kosprys op 1 maal 100 plus jou winspersentasie gedeel deur 100. En as jy die kosprys soek, dan vat jy jou verkoopsprys op 1 maal met 100 gedeel deur die 100 plus jou winsopslagpersentasie. Goed. Die eerste enetjie gaan ons eerste nou voor ons die kosprys gaan uitwerk, gaan ons eerste die verkope se bedrag nou aanteken. So onthou julle nog, ons het bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. Daar's 'n rekening wat gedebiteer word en daar's 'n rekening wat gekrediteer word. Onthou, in rekeningkunde het ons altyd twee rekeninge. Ons het altyd die dubbelinskryfing. Een rekening gaan gedebiteer word en een rekening gaan gekrediteer word. Ons weet ook rekenkundige vergelyking beteken aan die linkerkant van my is gelyk aan hierdie kant wat my bates op hierdie stadium is, moet balanseer aan hierdie kant wat my eienaarsbelang plus my laste is. So wanneer ons kyk nou na hierdie transaksie, dan gaan ons sien, ons het onder bates plus 750, dan het ons hierso onder eienaarsbelang plus 750, laste is niks. Onder my rekening wat gedebiteer word, het ek debiteure kontrole en onder my rekening wat gekrediteer word, het ek verkope. Nou hoekom kan julle nog onthou met ons voorbeeld, hoekom word die debiteure kontrole in hierdie geval gedebiteer en hoekom word verkope gekrediteer? Onthou julle, debiteure is 'n bate. En hierso skuld my bates my debiteure my nou meer. So my debiteure word nou verhoog met R750, maar ek het ook verkope gehad wat as 'n inkomste in 'n besigheid se boeke wys en daarom beteken dit hierso het ons 'n inkomste van R750. Nou moet ons ook kosprys in hierdie geval aanteken, né? Kosprys werk ons as volg uit. Hierso is die formule en dit sê vir my ek vat my verkope bedrag wat 750 is en ek sit dit op 1 en ek maal dit julle met 100 en wat is my winspersentasie? Dis dan 100 plus 50. En as julle dit dan gaan uitwerk, dan gaan ons, julle kan dit gou-gou eers gaan uitwerk, so jy sê 750 maal 100 en dan deel jy dit deur 150. En as jy reg dit uitgewerk het, dan gaan jy 'n bedrag van R500 kry. Goed, so kom ons kyk, hoe teken ons daai dan nou aan? Wanneer ons dan nou die kosprys gaan uitwerk, het ons te doen met koste van verkope, onthou julle nog, en ons het te doen met handelsvoorraad. In hierdie geval is my koste van verkope of my kosprys R500. So my rekening wat onder bates kom is handelsvoorraad, maar handelsvoorraad word minder. Onthou julle, dis voorraad wat ek nou sopas verkoop het, maar dit het my R500 gekos. So daarom word dit minder met R500 en koste van verkope is 'n uitgawe. En dit word ook nou minder. Ek het nie meer daai uitgawe van die R500 nie. Wat beteken my koste van verkope het nou minder geword en my handelsvoorraad het minder geword. So as julle nou sien hierdie transaksie waar goedere van R750 verkoop was, sy dubbelinskryfing lyk dan soos die een daarbo.
My volgende transaksie, julle lees. Kredietnota nommer 5 is uitgereik aan S. Pieterse vir 'n oorbetaling van R150. Kyk mooi, hierso is dit 'n kredietnota. Daar was dit, hy het op krediet aangekoop. Maar hier's 'n kredietnota. Onthou julle nog kredietnota? Dit word uitgereik aan debiteure wanneer hulle goedere terugbring of wanneer daar soos in hierdie geval, hy is ons het hom ge-invoice, ons het hom 'n faktuur uitgereik, maar daar was R150 te veel. Hy was R150 te veel gefaktuur. So dit beteken ons moet dit nou aftrek. So van daai 750 is hy R150 te veel. Hy het ons te veel betaal. Nou, of hy het te veel op sy faktuur gewys. Nou in hierdie geval julle, hoe gaan ons dit aanteken? Hierdie 150 moet julle onthou is dan my verkope bedrag. So dis my verkope. So kom ons kyk nou hierbo, hoe teken ons hom aan? Ons gaan dan sê minus 150 by bate. Ek sal nou vir julle sê hoekom. En ons gaan sê minus 150 by my eienaarsbelang. Hoekom nou julle? Nou word dit is my verkope word nou minder. So waar ek vroeër R750 gewys het as 'n inkomste vir verkope in daai transaksie met meneer S. Pieterse, kan ons nou nie meer dit so sê nie, want R150 was te veel. So my verkope het nou minder geword, maar my debiteure kontrole, so dit beteken my debiteure se bedrag moet ook minder word. So daarom het ons dit toe nou gekrediteer en hy wys my bate is dan nou minus 150. Sien julle wat hierso gebeur het? So julle in hierdie geval wys dit dat ons moet nou die geld afvul. Ons kan nie meer sê meneer S. Pieterse skuld die volle 750 nie. Nee, sy faktuur wys R150 te veel. So daarom moet ons nou gaan en ons moet dit gaan aftrek. So daarom is dit nou waar dit hierso positief was, gaan dit nou hierso negatief wys, minder wys vir debiteure kontrole. Voor ek aanbeweeg, wil ek net met julle deel dat hierso het ons nou wel verkope, want die kliënt het ons nou goed teruggestuur of ons het hom oorbetaal, soos ek vir julle reeds verduidelik het. Maar wanneer ons te doen het met die debiteure afslagjoernaal en wanneer ons 'n kredietnota uittrek, dan verander hierdie verkope na debiteure afslag toe. So jy kan nie verkope dan hier skryf nie, al is jou rede verkope verminder, is jou antwoord hierso, want jy gaan 'n nuwe, in jou algemene grootboek, gaan jy 'n nuwe rekening oopmaak, wat sê debiteure afslag. Julle sal later sien, wanneer ons die debiteure afslagjoernaal gaan doen, dan gaan julle verstaan, hoekom ons die verkope vervang met debiteure afslag. So wanneer jy 'n transaksie doen met kredietnota, dan onthou, dat jy kan nie verkope daar skryf nie. Jy gaan debiteure afslag moet skryf. In hierdie geval het ons nou die verkoopsprys, maar ons soek nou die kosprys. Goed, so ons vat 150 wat my verkoopsprys is en ons sit hom op 1 en ons maal hom dan met 100 en ons deel dan deur 150. Hoekom 150? Want dit is die 100 plus die winsopslag. En hoeveel is my winsopslag in hierdie geval? 50. So dis hoekom hierdie ene dan nou 150 is. En julle, as ons hom dan nou gaan uitwerk, wat gaan ons kry? Julle mag julle sakrekenaars vat en dan nou gou gaan en dit gaan uitwerk. En wat kry julle? Kry julle ook dat dit 100 is? Ja. So, wat is my kosprys in hierdie geval? My kosprys is dan nou 100. So waar my verkoopsprys 150 was, is my kosprys 100. So kom ons kyk hoe teken ons dit aan. Onthou julle, my kosprys word nou meer, maar in hierdie geval is dit my handelsvoorraad met bates. Nou, so ons gaan eers kyk nou gaan na handelsvoorraad. Handelsvoorraad raak weer meer, nou. Want vroeër het ons gesê, ons het 750 se handelsvoorraad verkoop, so R750 se voorraad is uit my besigheid is, maar is dit reg? Nee, want meneer Pieterse was hy het oor, sy faktuur was meer as wat dit moes wees. Dit moes minder gewees het. Nou, so, hierso kan ons nou sê, my handelsvoorraad word dan nou vermeerder. My handelsvoorraad is my bate wat vermeerder, maar my koste van verkope word dan nou weer meer. Waar dit hierso minder geword het, word my koste van verkope nou meer.
Ek vertrou hierdie maak dan nou vir jou sin. So dit is slegs wanneer daar 'n kreditor is. Dit beteken die voorraad wat ek dan nou eintlik verkoop het, is nie verkoop nie. So R150 van die voorraad is nie verkoop nie. So dit moet ons dan nou wys weer in ons boeke sodat ons voorraad kan balanseer. Kom ons kyk na ons volgende ene. Ons volgende transaksie lees as volg. Verkoop handelsvoorraad met 'n kosprys van R450 op krediet aan C. de Kok. Goed, so verkoop handelsvoorraad met 'n kosprys van R450 op krediet aan C. de Kok. Kyk nou gou na hierdie transaksie julle. Hierso gee ek vir jou slegs die kosprys. Het ek die verkoopsprys? Nee. So ons moet nou gou gaan uitwerk. So my verkoopsprys julle is dan nou die R450 op 1. Ek maal dit met 150. So dis 100 plus 50. Nou, en ek deel dit dan deur 100. So om hierdie verkoopsprys te kry, vat gou jou sakrekenaar, maal dit met 150, die 450, en deel dit dan deur 100. En dan kyk julle gou of julle dieselfde bedrag as ek kry. Ek kry R675. Is dit wat julle ook kry? As jy nie, stop dan net gou die les en dan werk jy dit weer uit. En dan kyk jy of jy ook by dieselfde bedrag uitkom. So wat is dan nou my verkoopsprys in hierdie geval? My verkoopsprys julle is R675. So die voorraad is aangekoop vir R450, maar dit is toe nou verkoop vir R675. So kom ons kyk gou hoe ons daai ene aanteken. Onthou julle dat die debiteure skuld my nou meer. So dis hoekom debiteure kontrole gedebiteer word en verkope gekrediteer word. Want die debiteure word nou meer. So daar's meer debiteure wat my nou geld skuld. Goed, en hoeveel skuld hulle my? Hulle skuld my R675 nou meer. En my verkope wat as 'n inkomste wys, het met 675 verhoog. So daarom, want my verkope, ek het nou voorraad verkoop en dit het meer geword. So onthou, baie belangrik wanneer jy die rekenkundige vergelyking doen, een rekening word gedebiteer, een rekening word gekrediteer. Wanneer 'n rekening gedebiteer word en dis 'n bate, dan word die rekening meer. Maar wat dit 'n eienaarsbelang maak of 'n laste, dan gaan hy minder word as hy gedebiteer word. In hierdie geval werk ons nou met 'n bate wat meer word en ons werk met 'n eienaarsbelang wat ook meer word. Maar nou julle, het ons wel die verkope nou gaan aanteken. Ons moet nou die kosprys gaan aanteken en as ons hom gaan aanteken, lyk dit as volg. My koste van verkope word gedebiteer en my handelsvoorraad word gekrediteer. Handelsvoorraad is 'n bate. So, in my besigheid het ons penne gehad en ons het penne nou verkoop, maar daai penne was voorraad gewees wat ek verkoop het. Het ek nog daai penne wat ek nou verkoop het? Nee. So hulle het uit my voorraad uitgegaan. Daarom julle word hy gekrediteer en dit word dan nou minus 450. Toe ek die penne aangekoop het ek R450 betaal. Maar ek het daai penne toe nou vir 675 gaan verkoop. Onthou julle wat dit nog is, as jy jou verkoopsprys minus jou kosprys, dan kry ons wins. Onthou julle dit nog, dan het ons wins gemaak. Ons sal nou kyk in hierdie transaksie hoeveel wins ons gemaak het met die penne wat ons verkoop het. Kom ons maak hom net gou klaar. So daarso is my handelsvoorraad wat minder word, maar my kospryse, my koste van verkope, dit wat ek betaal het ook minder geword. So as ons nou gou hier kyk, en ons vat my verkoopsprys minus my kosprys, hoeveel kry ons dan julle? Ons kry dan R225. So R225 was wins in hierdie geval. Wins. Onthou julle nog wins se formule? Dis my verkoopsprys minus my kosprys en dit gee vir my wins. Ok, so hier het ons nou net 3 transaksies gedoen, waar ons 2 verkope gehad het, maar waar ons 1 ook gehad het waar voorraad teruggekom het. Onthou baie belangrik dat jy kyk wat is jou brondokument. Hierso staan verkoopsfaktuur. Hierso staan dat daar is handelsvoorraad verkoop. Onthou en hierso sê daar's 'n kredietnota uitgereik want hy's oorbetaal. Onthou as jy kredietnota sien, moet jy dadelik sien, maar is goed wat teruggekom het. So my debiteure gaan
minder word. En dan baie belangrik wat jy moet onthou, dat verkope word vervang met debiteure afslag wanneer ons te doen het met 'n kredietnota. So wanneer kliënte goed terugstuur of wanneer ons kliënte oorbetaal het en ons vir hulle 'n kredietnota moet uitreik, baie belangrik, daardie verkope in jou rekenkundige vergelyking word vervang met debiteure afslag. Jy gaan later sien in die debiteure afslagjoernaal waarom ons dit doen en dan ook so wanneer dit oorgeboek word na die algemene grootboek, is daar 'n nuwe rekening debiteure afslag.